Nou ek wil hê terwyl julle so staan, moet ons 'n spesiale gebed doen. Ons bid vir Charmaine Williams. Ek wil hê ons moet saamstem. Ek weet nie hoe dit vanmôre met haar gaan nie, maar is 'n dame in ons gemeente en sy's baie ernstig siek in die hospitaal. Kan ons net saam bid vir haar asseblief, net daar waar ons staan. Kom ons sluit die oë. Vader, ons bid nou in die naam van die Here Jesus Christus vir Charmaine. Here, daar waar sy lê, dat sy nie vir een oomblik voel sy's alleen nie, maar dat sy dit ervaar dat die Here vat haar hand. En dan bid ons in die naam van die Here Jesus vir Charmaine, en ek glo die Here gaan haar uit daai bed uit optel in Jesus naam. Want dit is net die Here wat dit kan doen. Die dokters doen werk, maar die Here is die groot geneesheer. Ons vra vir Charmaine, Here. Ons bid vir Charmaine. Ons bid die genesing wat die kruis en die opstanding gebring het oor daai liggaam in Jesus naam. Tree ons in vir haar. En ons sê vir U baie dankie daarvoor. En nou Here, waar ons na die woord van die Here toe gaan, weet ek dat die Here 'n plan. Ek bid nou in Jesus naam, ek neem elke gedagtegange in gevangene tot gehoorsaamheid aan die woord van die Here. Ek bid nou, Here, dat ons die wêreld daar buite sal neersit, dat ons alles wat ons pla vir 'n oomblik sal neersit en sê, Here, praat met my in hierdie môre. Ek het met U afspraak, praat met my in hierdie dag, Here. Lei my in hierdie dag, Here. Bid dit in die naam van die Here Jesus Christus. Kom seën en bereik U doel, Here. In Jesus naam. Amen, amen, amen. Amen, baie dankie. Julle kan julle sitplekke neem. Nou ja, daar's ek is so bly elkeen van julle is hier. Luister, die Here het 'n doel met jou hier vanmôre. Jy's nie net maar sommer hier nie. Glo jy dit? Ek glo dit, hoor. Dis nie toeval dat jy hier is nie. Die Here het 'n plan met jou dat jy hier is. En kan jy dankbaar wees. Aan ons besoekers, ek wil net vir ons besoekers ook sê, baie welkom. Ek sê altyd die besoekers is die belangrikste mense in die kerk. Okay, baie welkom, wees geseënd en ontvang die woord van die Here en mag die Here vir elkeen net bless vanmôre. Nou ja, ek gaan vanmôre met julle praat oor 'n geloof in die krisis. En hoekom ek daaroor praat is, jy moet verstaan dat ons tema vir die jaar is leef. Maar nou is daar ook die lewe wat ons tref in die leef. Okay? En moet ons versigtig wees dat die dinge van die wêreld en die dinge wat met ons gebeur, nie ons lewe van ons steel nie. Dit kan so maklik gebeur dat as jy uitvee, dan is jy so besig met goed en jy leef nie meer die leef wat die Here wil hê jy moet leef nie. Is julle nog saam met my? Okay. So geloof in die krisis. Nou weet julle wat, dat krisis en trauma en verlies tref ons almal. Luister, dit gaan jou nie skiep nie. Dis nie of dit gebeur nie, dis wanneer dit gaan gebeur. Iewerste gaan jy ook langs 'n oop graf staan. Iewerste gaan jy ook langs 'n siekbed staan. Iewerste gaan daar dalk 'n ongeluk plaasvind. Iewerste gaan dinge gebeur wat jy nie verwag het nie. Dit is wel 'n mindere meermate, dit hang natuurlik dan nou af. Party kry meer krisis as ander, maar een ding kan ek vir jou sê, dat jy met 'n krisis in jou lewe te doen gaan kry, van watter aard ook al, dit gaan gebeur. Okay? Is dit nou nie goeie nuus nie, maar as julle nog by my, wie weet waarvan ek praat? Kan ek jou hand opsê? Verstaan jy? Okay. Nou weet jy wat, dit gebeur met ons almal, ek wil amper sê,
dis asof dit deel is van die lewe. Iewers kom daar iets wat 'n ou hart tref. Maar krisisse, trauma en verlies het 'n manier om die volgende uit te bring in mense. As jy dan nou kyk, dit veroorsaak baie maklik 'n gebrokenheid. Dit kan 'n diep gebrokenheid maak wat jou so diep tref dat jy weet nie hoe jy dit gaan doen nie. Verwarring, ek hoef dit nie eens te verduidelik nie. As jy kyk na verwarring, absoluut. Jy kan verward wees, jy kan nie weet waar moet jy vat en waar moet jy los en na wat moet jy gryp en wat moet jy nie na gryp nie. Angstigheid en vrees. Ek wil daarby sit en spanning. Ja, krisisse en trauma en verlies bring hierdie goed. Okay, dit bring dit. Dit is net so, dit bring nie goed. Dan is daar 'n magtelose gevoel. Mense wat absoluut 'n magteloosheid ervaar. Nie 'n lekker gevoel nie, maar dit gebeur in die trauma en in die verlies. Dan is daar ook skuldgevoelens. Baie keer voel mense skuldig aan goed waaraan jy nie skuldig is nie, maar omdat jy die verlies so ervaar en omdat jy die trauma so ervaar, is daar hierdie outomatiese skuldgevoel. Ja, maar as ek nou dit gedoen het, dan dit dalk nie. Jy weet of as ek nou dit, dan kom dit en die verwyte en die goed. Dan gaan ons na die volgende toe. En dan depressie. Absoluut. Trauma kan baie maklik depressie bring. Wantroue, ja, dat jy nou niks en niemand meer vertrou nie, want jy het nou deur hierdie moeilike tyd van trauma en verlies gekom en van hierdie die tyd het jy nou deurgekom. En dan is daar uitputting. Wat van uitputting? Ja, daar's niks wat jou meer kan uitpunt as 'n verlies wat jy ly nie en 'n stres en 'n spanning wat op jou is nie. Okay? Slapeloosheid kan maklik met 'n mens gebeur wanneer jy deur die ding gaan. Dan is daar identiteitskrisis. En dit gebeur ook. Skielik weet jy nie meer waar pas jy in nie. Skielik weet jy nie meer hoe werk die dinge nou nie. Okay, dat jy 'n identiteitskrisis ontwikkel. En toe ek nou gedink en ek wil 'n persoon in die Bybel vat wat ook krisisse beleef het, wat traumas beleef het, wat ek wil julle vat na 'n persoon toe. Daar's 'n paar van hulle. Maar ek wil julle vat na een ou toe en dis ou Paulus. Nou ons gaan gou kyk na Paulus se CV. Het jy al sy CV gekyk? Jy kry sy CV in 2 Korintiërs 11 vers 23 tot 28. Luister mooi. Dan daar staan. Hy sê ek het harder gewerk. Was meer in die tronk. Is baie meer geslaan. En was dikwels in lewensgevaar. 5 maal het ek van die Jode 40 houe op die een na gekry. Dan gaan ons na die volgende toe. 3 keer is ek met stokke geslaan. 1 keer is ek gestenig. Luister, om gestenig te word, is jou maatie. Hallo? Hoor julle wat sê? Hy's al gestenig, hoor. Is ek gestenig? 3 keer het ek skipbreek gely. 'n hele nag en 'n dag het ek op die see deurgebring. Ek was dikwels op reis in gevaar op riviere, in gevaar onder die rowers, in gevaar van my volksgenote. Dan gaan ons na die volgende toe. In gevaar van die heidene, in gevaar in die stad, in gevaar in die veld, in gevaar op die see, in gevaar onder die broeders. Ek het geswoeg en gesukkel. Wie het al gevoel jy swoeg en jy sukkel? Het jy al gevoel jy swoeg en jy sukkel? Nee, dis nie lekker as jy voel jy swoeg en jy sê, hy sê ek het geswoeg en ek het gesukkel, dikwels slapelose nagte deurgebring, honger en dors gely,
dikwels sonder kos, in koue, sonder klere. Dan gaan ons na die volgende toe. En dan behalwe dit alles, dan sê hy, die daaglikse bekommernis en die sorg vir al, daar's 'n fout vir al die gemeentes. Alright. Nou weet jy wat? Klink dit vir julle of hierdie ou 'n moeilike tyd deurgegaan het? Hallo? Klink dit vir jou hierdie ou het 'n maklike lewe gehad? Die ergste is, hy het 'n moeilike lewe gehad as gevolg van sy geloof. Nie eens omdat hy iets verkeerd gedoen het nie. Nie eens omdat hy skuldig was aan iets nie. As gevolg van sy geloof, want hy staan vir sy geloof en gaan hy deur hierdie dinge. Nou weet jy wat? Wanneer 'n mens deur trauma gaan, deur verlies gaan, deur die hele ding gaan, wanneer 'n mens daar deur gaan, dan hoe reageer 'n mens op trauma? Wat doen jy? Jy sien, dit is die groot ding. Hoe reageer jy daarop? Want jy sien, die dinge kan gebeur met jou. En jy kan al daai goed wat ons sê, kan jy beleef. Depressie, al die goed, krisis in jou krisis kan jy dit beleef. Ja, al die goed wat ons genoem het, gebrokenheid, al die goeie, kan jy beleef. En nou wil ek vir jou sê, dis ook nie verkeerd om dit te beleef nie. Hoe anders dan nou? As jy verlies gelei het, veral as jy iemand wat jy lief het aan die dood afgestaan het, dan vorm dit hierdie absolute leemte in jou lewe. En hoe anders kan jy voel as nie lekker nie? Hoe anders kan jy voel as die ding jou tref? Moet ons nou maar eerlik mekaar wees, dis normaal om al daai goeters, selfs die identiteit, dis normaal om daardeur te gaan. Dis normaal dat dit kan gebeur, dis nie abnormaal nie, baie mense dan voel hulle, maar ek voel nou, is nou groot fout met my, want ek het nou hierdie depressie, maar ek het hierdie skade gelei, ek is in hierdie krisis in, en ek weet nie, hoekom is ek so depressief nie? Weet jy wat? Dis eintlik normaal, en dit is nie op sigself verkeerd nie. Maar weet jy wat? Al voel jy soos wat jy voel, het jy nog 'n keuse hoe jy wil reageer. Daar's die ding. Luister mooi. Al gaan jy deur die krisis, al voel jy die dinge wat jy ervaar, al voel jy gebroke, al voel jy jy's daar waar jy nie wil wees nie. Jy ervaar al die simptome. Jy het nog 'n keuse hoe jy daarop wil reageer. OK. Nou, jy kan daarop reageer. Paulus kan daarop reageer en hy kan sê, ag nee man, hy kan homself jammer kry en hy kan sê, ek is nou moeg vir die werk van die Here, ek sukkel van die môre tot die aand, ek word geslaan, ek word gestenig, my liggaam kan nie meer nie, ek is nou moeg, ek is nou klaar. En hy sou alle reg gehad het om dit te kon sê. Hallo? Julle saam met my? Hy sou alle reg gehad het om te kan sê, ek kan nie meer nie. Wat ek voel 'n mens, maar ek kan nie meer nie. Dit maak my, dit dreineer my emosioneel, ek kan nie meer nie. Nee, soveel dat mens dan in angsaanvalle dalk kan gaan en so aan. Maar luister mooi, Paulus kon gesê het, en hy kon, ek noem dit die leuen van die trauma geglo het. Hy kon geglo het wat die duiwel vir hom sê, van dit is nou klaar met jou. Jy gaan nêrens kom nie. Jy is niks werd nie. Ek het jou mos gesê, kyk waar sit jy nou. Nee? Jy gaan dit nie maak nie. Gee op man. Is klaar met jou.
Okay. Ou Paulus kon al hierdie dinge gesê het, want hy het rede gehad om dit te sê. Alright. Maar nou kom ons kyk, wat sê Paulus van sy krisis? Nie terwyl dit goed gaan met hom nie, terwyl hy in die krisis is. Lees ons in Romeine 8 vers 31. Hy's in die krisis hier. En hy sê, vers 31, hy sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hoor jy wat sê hy? Dit gaan, kyk, is maklik om sulke lekker oorwinningsverse te hê. Man, wanneer dit goed gaan met jou, en dinge is reg, en jy's okay, en dinge loop mooi en goed, dit gaan goed met jou, en die voorspoed verveel jou uitlik. Okay, dan is dit maklik en lekker. Maar wanneer dinge teen jou gedraai het, en jy's in die ding, en jy's in die gevangenis, en jy's daar waar jy die vervolging voel in jou vel, en jy's daar waar die dinge op sy moeilikste is jy daar. En toe dit op sy moeilikste gaan, Paulus sê hierdie, toe dit op sy moeilikste gaan, toe sê hy, wie sal teen ons kan wees? Hy sê, wat sal ons sê vir dit? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Wat hy eintlik sê is, hy druk sy geloof teen wat hy voel. Hy druk sy geloof teen wat hy ervaar. Hy druk sy geloof teen wat almal vir hom sê. Hy druk sy geloof teen wat die duiwel sê. En hy sê, man, as God vir ons is, as God vir ons is, hy druk het teen. Hy sê die teespraak, hy doen die teespraak. En dan gaan hy aan, terwyl hy in die krisis is, ek sê, hy is in die krisis, sê hy, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, benoudheid en vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard. Wie sal ons skei van die liefde van die Here? En dis waar sy oorwinning lê. En dis hoekom hy sy geloof kan vat en indruk teen alles wat met hom gebeur. Teen alles wat die duiwel nie wil hy moet sê nie, sê hy. Wie sal ons skei van die liefde van die Here? Dan gaan ons aan. Dan gaan ons aan as hy sê in vers 37. Hy sê, maar in al hierdie dinge is, halleluja, ek like ou Paulus. Hy lyk op by die verloorde, hy sit daar in die tronk, hy is aan die bloei, hy ervaar, hy sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaar deur hom wat ons lief gehad het. Dan sê vers 38, hy sê, want ek is verseker dat geen dood of lewe of engel of owerheid of magte of teenwoordige dinge, vers 39, of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, ons Here, is nie. Dink jy moet vir die Here 'n lekker lof gee nou. Come on man, come on. Come on. Come on. Come on. Dan kyk ek hoe Paulus reageer op die krisis. Dan dink ek vir myself, dit toe jy beter bietjie bykom hoor. Hallo? Is jy iemand anders wat voel jy moet ook 'n bietjie bykom? Steek op jou hand, ek sien. Kom aan. Kom aan, sê iemand wat saam met my wil sê. Die wat nie opsteekie wil eerlik wees nie. Dit is so. Dit is so. En nou vra ek jou vanmôre, wat sê jy van jou trauma? Watter rigting gaan jy in jou trauma? In jou moeilike tyd, watter rigting gaan jy in? Gloei die leuen van die trauma, wat ek daaroor gepraat het?
Of besluit jy, luister nie, daai duiwel, man, ek wil amper nou 'n lelike ding sê, maar ek gaan nie. Sy wat se naam? Ek is nie om ondergekry te word nie. Wie die duiwel, man, hy's niks, jy kan nie die goedheid van die Here van my wegvat, jy kan niks van my wegvat nie, man. Ek kom teen hom in die naam van die Here Jesus Christus, en ek vat die waarheid van die oorwinning van Jesus Christus, wat sê, ek is meer as 'n oorwinnaar, deur hom wat my die krag gee, verseker, ek kom met my geloof, luister, dit vat geloof, dis nie maklik om dit te doen, wanneer jy daar is, en jy voel, nie. Jy voel dan wil jy sê ook. Nee, jy moet teen jou hart inkom. En teen jou gevoel inkom. En sê, come on, jy's 'n kind van die Here. Jy's nie gemaak, gister is mooi gehoor, jy's nie gemaak om 'n slagoffer te wees nie. Jy's gemaak om 'n skepingsdoel te hê. Hallo? Okay. Jy's gemaak vir meer. Jy's spesiaal gemaak vir die Here met 'n doel. Okay. Alright, maak nie saak wat jou tref nie. Daar's een ding wat jou tref, luister mooi. Maak nie saak wat gebeur nie. Moenie saam met die trauma praat nie. Praat teen die trauma, man. Moenie saam met dit praat nie. Moenie saam met die duiwel praat nie. Daar waar jy die stres ervaar, daar waar jy die moeilikheid, moenie saam met dit stem nie, man. Moenie saam met dit praat nie. Die duiwel wag daarvoor. Want jy daar saam kan praat, het hy jou. Net waar jy wil. Lekker negatief. Okay? Maar as jy ten spyte van die verlies, ten spyte van alles wat gebeur, ten spyte daarvan, as jy teen dit kan kom, teen die krisis kan opstaan, en sê, weet jy wat, ek voel dit aan my, maar ek gaan nie saam met dit praat nie. Ek voel dit aan my, maar ek is meer as 'n oorwinnaar. Al voel ek dit, Paulus voel dit, hy ervaar dit, dis hoekom ek gesê, hy ervaar dit in die krisistyd, ervaar hy dit. Hy weet daarvan, alles weet hy van. En die grootste ding wat jy moet hou in jou krisis, en dis wat ek volgende sê, is, hou jou geloof in die krisis. Jy kan alles verloor, maar as jy jou geloof verloor, dan val jy plat. Dis juis jou geloof in God, dis juis jou geloof in die hoop van die Here in die krisis, wat jou deur die krisis gaan vat. Hoe kan jy die Here neersit wat jou deur die krisis moet vat? Jy kan nie, al verstaan jy nie. Jy kan nie dit doen nie. Nee, al het jy jou Bybelvers en jy bid, jy voel jy moeg gebid, moenie jou geloof los nie, hou vas aan jou geloof. Want dis daai geloof wat jou deur die krisis moet sit. Dan, ek maak klaar, hou jou geloof in die krisis. Want as jou geloof, wat deur die krisis moet druk. En as jou geloof nie daar is om deur die krisis te druk nie, wat gaan deur die krisis druk? Julle kan maar regmaak. Ons band kan maar regmaak. Wat gaan deur die krisis druk? Staan saam met my vir 'n oomblik. Ek wil jou iets vra, terwyl jy staan. Halleluja, halleluja. Halleluja, ek sê dit, vra dit nie om net te vra nie. Om hierdie woord te bevestig. Ek vra jou nou, net daar waar jy staan, as jy op hierdie oomblik 'n krisis beleef, steek op jou hand. Myne is eers op. Okay?
Hou dit net vir 'n oomblik daar. En terwyl jy dit so ophou, kyk net gou om jou. Kyk gou om jou. Kyk net gou om jou. Sien jy? Sien jy? Is dit nie net jy nie? OK? Maar ek wil 'n proklamering doen vanmôre. Ek wil 'n proklamering doen vanmôre terwyl ons almal 'n krisis beleef. En ek wil sê, ek gaan nie die Here los nie. My geloof en alles wat in my is, gaan vashou aan die Here. En ek gaan vir elkeen bid, net daar waar jy staan. Maar as ek bid, met jou hand opsteek. Want ek wil hê jy moet sê, ek Here. Hier word met my gepraat vanmôre, Here. Hier word met my gepraat vanmôre. Hier word eintlik met elkeen gepraat vanmôre. As jy nou op jou hand gaan nou bid. Here. Halleluja. 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 Jy moet weet dat die Here sien jou krisis. Jy moet weet dat die Here is bewus van jou. Jy moet weet dat jy gaan nie deurkom. Jy moet weet as God vir jou is, gaan jy nie deurkom. Jy moet weet die Here het nog 'n plan met jou. Moenie twyfel in jouself omdat daar 'n krisis is waarvoor jy nie gevra het nie. Moenie twyfel in jouself nie. Jy moet weet dat die Here tel jou op vanmôre. Tel die Here jou op en hy sê, "Come on, kom ons gaan. Let's do this thing. Kom ons gaan. Ek is saam met jou. Ek is met jou. Ek los jou nie. Ek is saam met jou. Gaan jy deur die rivier, al gaan jy deur die vuur. Ek is by jou. Ek is met jou. Ek red jou met my reddende regterhand. Ek los jou nie. Hou net moed. Hou moed. Ek is nog met jou. Moenie vir die krisis kyk nie. Kyk vir die Here. Moenie dat jou gevoel met jou speel nie. Kyk vir die Here. Druk jou geloof op. Kyk vir die Here. Kyk vir die Here. Kyk vir die Here. Here, ek bid vir elke krisis in hierdie plek. In Jesus naam. 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 Dankie Heilige Gees. Dankie Heilige Gees. Tel daai hart op, Here. Daai hart wat vanmôre so getwyfel het. Tel daai hart op. In Jesus naam. Tel daai hart op. Here, tel daai een op wat vasgekyk het in homself vanmôre. Tel hom op. Tel hom op in Jesus naam. Ons kom na U toe, Here. En dankie. Ons weet die Here sal ook elke storm stil maak. In die naam van die Here Jesus Christus. En ons sê dankie daarvoor. Dankie Here. Ons vat dit. Iemand moet dit vat vanmôre. Ons vat dit. Ons vat dit in geloof. Ons kom daar teen. Ons kom teen daai onreg wat aan ons gedoen is met ons geloof in die naam van die Here Jesus Christus. En ons maak los wat losgemaak moet word. En ons maak vry wat vrygemaak moet word. Ons sê Here, ons gaan ons geloof in die krisis. Ons gaan ons geloof hou in Jesus naam. Dankie Here. Dankie in Jesus naam.
Amen, amen, amen. Here, baie dankie. Iemand het dit gevat vanmôre. Iemand het dit gevat vanmôre. Iemand is opgelig vandag. Wie sal ons skei van sy liefde? Dankie Jesus. Seën elkeen. In Jesus naam. Amen, amen. Julle kan julle sit, ek neem vir 'n oomblik. Amen. Is daar iemand wat dit gevat het, waai net die hand so, sê dankie Here. Yes, ons het dit gevat. Baie dankie. Pastor Steven. Hy gaan vir ons die offerande opneem.